Heilig, heilig, heilig is U ons Vader wat in die hemel is. Skepper, heerser, almagtige, alomteenwoordige, alwetende God. Ons veilige vesting, ons sterk toring. Here, in hierdie oggend, laat U wil geskied, U perfekte wil, soos in die hemel, so vanoggend hier in Beweeg Kerk, Wellington, as ook in Wellington, Here. Mag U wil geskied, Here. Jesus, 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 die naam bo elke naam, ek spreek U naam oor hierdie oggend, Here. Dankie, Here, dat in U naam is daar vir ons bevryding, genesing en vergifnis. Here, mag elkeen wat hier staan vanoggend ontmoeting hê met U Gees. Here, dis my gebed vanoggend. Mag elkeen weet dat hulle weet dat ons aangeraak is deur die Almagtige. Ons het U lief, Here. Vanoggend saam met die diensspan, toe ons bid, toe kom die volgende by my op. Terwyl ons profeteer die oggend en terwyl ons nou gehoorship het, kom die volgende skrif weer by my op. Johannes 14 vanaf vers 1 tot 6. Laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar U gaan nie en hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Here, dankie dat ons U ken. Dankie dat ons U kan ken, Here. Die weg, die lewe en die waarheid. Here, dankie vir dit wat U prys gegee het en die prys wat U betaal het, Here, sodat ons U kan ken, die ewige lewe, en dit is om U te ken, Here. Here, en ek sien hoe hierdie disippels ontstel was en U gee vir hulle hierdie gedagte om vir hulle vrede in hulle hart te gee. Daar's baie wonings in my Pa se huis. Here, mag dit een en elkeen van ons soveel vrede, soveel rus gee, soveel bemoediging gee. By ons Pa is daar baie kamers. En daar's een met my naam op. Daar's een met my naam op. U is besig om vir ons 'n kamer voor te berei. Here, wat 'n voorreg. Sodat ons kan weet waar U is. U kom haal en vat ons vir U, Here. U is ons prys, U is ons erfporsie, U is ons alles, Here. U is ons bruidegom, the lover of our souls. U is ons begeerte, U is ons behoefte, U is ons lewe. In Jesus naam. Amen. Julle kan vir my blaai na Jesaja 55, vanaf vers 10 gaan ons lees. En vanoggend se preektitel is Sy woord maak alles moontlik. So my vraag vanoggend vir jou is, kyk, ek kan nie mens kan nie meer daai verskoning gebruik van ja, dis volgende jaar. Ek wil vir jou sê volgende jaar is op ons voorstoep. 2026 is hier. En my vraag vanoggend vir jou is, soos wat ek in die video gevra het, die van julle wat op sosiale media gesien het, is wat is jou woord vir 2026? Jou woord wat jy van die Here afgekry het, waarop jy kan reageer. Baie belangrik dat ons woord kry en dit ons oorsit in aksie. Maar voor ek verder daar gaan, kom ons lees eers in Jesaja 55. Hoekom is God se woord vir ons so belangrik? Hoekom is dit belangrik om 'n woord van hom te hê? En nie net staat te maak op ons eie insigte of dit wat vir ons sin maak nie. Want dit gebeur maklik. Julle is kom slim mense, glo ek.
So dit is vir ons maklik om te vinnig in 'n plek in te gaan van wat maak vir my sin? Wat is die logiese volgende stap? En dis hoekom dit soveel meer belangrik vir ons is om die perspektief te kry van ons koning. Want hy maak, vir hom is dit wat onmoontlik is, moontlik. Kom ek begin met die volgende, voor ek hier ingaan. 3 goed wat vir God onmoontlik is, wat hy nie kan doen nie. Dus ons sê, God kan doen wat hy wil? Ja, hy kan, maar ons 3 goed wat hy nie kan doen nie. Eerste een is, hy kan nie jok nie. In Hebreërs 11, dit is onmoontlik vir God om te, en Numeri 23, is onmoontlik vir God om te jok. Hy kan nie jok nie, want hy is dan, soos ons nou net gelees het in Johannes 14, hy is die waarheid. Het is onmoontlik vir hom te jok. So wat gee dit, wat se gerusstelling gee dit vir ons? Dat as hy vir ons iets sê, as hy iets beloof in sy skrif, dan sal hy getrou wees daaraan. Amen. Tweede ding wat hy nie kan doen nie, is hy kan nie verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag en môre. Om te sê hy kan verander beteken dit hy kan verbeter. Hy kan nie. Hy kan nie verbeter, hy is reeds perfek. Wat so hoop en gerusstelling gee dit vir ons? Dat as hy dit een keer gedoen het, sal hy dit weer doen. As hy dit vir iemand anders gedoen het, sal hy dit vir my doen. Ek dink eers net aan ander mense se getuienis. Ek lees baie keer in die Bybel en die goed wat hy daar gedoen het. En ek dink aan 'n skrif wat sê soos aan Elia. Elia was 'n mens. Soos ek en jy. 'n Mens. En kyk wat hy goed deur wat het God deur sy geloof gedoen. Sy vertroue in die Here. Hy is dieselfde vandag, gister en vir altyd. Amen. Want ek het nou so baie, derde een is, hy kan nie dink soos ons nie. Hoekom kan hy nie dink soos ons nie? Want hy is buite tyd. Hy sien alles reeds. Ek en jy dink en vorm ons gedagtes op dit wat ons sien, wat ons ervaar, die inligting wat ons tot ons beskikking het op hierdie oomblik. Maar God kan nie dink soos ons nie. En wat 'n goeie ding is dit, want ek droom binne in my boksie. Ek doen regtig. Ek droom in my boksie en dit vat vir my om uit my boksie uit te gaan en sê Here, U wat alles weet reeds. Wat sê U? Want vir U is hierdie wat onmoontlik lyk vir my moontlik. Amen. So dit gee vir ons baie vrede en hoop dat ons God verander nie. Hy weet alles meer as ek en jy en dat hy nie vir ons sal jok nie. Jesaja 55 vers 10. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dit is belangrik, doen wat my behaag. Hy stuur sy woord, maar doen wat hy behaag. Vanoggend lees ek weer hierdie teksvers soos ek deur my teks te gaan en net weer lekker deur dit mediteer. Sy woord kom nie leeg terug nie. Dis wat die skrif vir ons sê. Wie is die woord? Jesus. So ek wil die volgende voor jou sit. As jy jou Bybel lees en daar's 'n belofte wat Jesus gemaak het, daar's 'n belofte in Jesus Christus wat jy nog nie sien in jou lewe nie. Raak hartig daaroor. En sê Here, soos hier sê U dit. U woord, Jesus, dit wat hy gedoen het is vir my en dit sal so wees. Die ding waarmee jy sukkel, as daar 'n houvas is, as daar iets is wat jy voel jou vashou, as daar 'n ketting is, Here, U het gesê dat U vrylating vir die gevangenes aankondig. U het gekom en U het die prys betaal en dit sal so wees. Ek is dood vir sonde, Here. U het gesê U het gekom en elke sieke wat voor U gekom het U genees. Wys my 'n skrif waar nie iemand genees het nie. Hulle kom voor hom en hy sê Here, as U wil, en wat sê Jesus? Ek is gewillig. Jesus is die woord. Jaag na dit wat sy skrif vir ons beloof en die volheid daarvan, die goeie nuus. Die goeie nuus van Jesus Christus. Amen. Numeri 23 het ek vinnig aangeraak, 19 wat sê God is geen man
dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hy sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Hy sal nie. Hy sal nie. Jy kan op elke liewe woord wat hierin staan, kan jy jou lewe op. Don't be a betting man, maar soos jy kan, hy's getrou, en hy sal jou nooit verlaat nie. Amen. Dan begin ons by Genesis 6, maar voor ons lees, wil ek net eers 'n prentjie skep vir julle. So, God maak vir Adam en Eva, ons almal weet dit, jy hoef nie ver te lees in die Bybel om dit te weet nie. Ek weet, as ek 'n boek lees, ek is van daai lesers, ek het al baie boeke begin lees en baie min klaar gemaak. Maar om hierdie te weet, hoef jy nie eers ver te lees nie. As Adam en Eva is klaar, is eerste gemaak. En waar sou die man wees sonder die vrou? Het julle aan gedink? In die tuin van Eden. OK, kom ons gaan aan. Dit is Here vergewe my. Ek het daai grap al so baie gemaak. So nou weet ek wie dit nog nie gehoor het. So God maak vir Adam 1000, net so bietjie minder as kom ons sê 1650 jaar gaan verby en Noag kom op die scene. Ons ken van Noag se storie, ken Noag se storie baie goed, maar ek wil vir jou die prentjie skets van hoe die wêreld gelyk het in Noag se tydperk. Dit is nie 'n mooi sonnige wêreld, almal doen goed, almal is lief vir mekaar, almal gee mekaar drukkies hier. Maar voor ek daai storie wil vir jou vertel, wil ek die volgende interessante dit is vir my een van die merkwaardigste, interessantste inligting in die Bybel. Is wie lees die geslagsregisters? En sit soos baie aandag daarin. Nee, ons doen as ons eers begin die seun van dit, dan kyk ons gaan ons so af, waar hou dit op? OK, en hier gaan ons verder, né? Ons gee nie baie aandag aan dit hier. Maar die geslagsregister in Genesis 5 gee vir ons die eerste 10 name van die eerste 10 mans. Adam, Set, Enos, Kenon, Mahalal, Jared, Henoch, Methuselah, Lamech en Noag. Dis die eerste 10 name. En daai klink vir jou soos, OK, en drie keer wat nou? Het jy al gaan kyk na die betekenis van daai name? En ek weet van julle het al. Maar ek lees dit graag vir jou. Adam beteken mens. So ek gaan vir jou, soos die name nou gestaan het, so gaan ek nou vir jou lees hoe God se plan van die begin af al in plek gesit is. Mens aangestel sterflik smart. Die geseënde God sal neerdal. Onderwysing sy dood sal bring. Wanhoop, die wat wanhoop het sal rus vind. Hoe amazing is dit? Van die begin af het God sy plan in plek gesit. Die eerste name sê dat mens sterflik, maar God, die geseënde God sal neerdal. Hy sal onderwys gee oor sy dood, soos wat hy gesê het, en toe die disippels nog steeds nie verstaan toe dit gebeur nie. Ek meen Petrus sê, sekerlik sal ek hulle keer dat hulle dit doen, heeltemal verby hom. En hy sal vir die wat wanhoop het, rus bring. En ons is in Jesus se rus. Van die begin af al, maak hy daai belofte. So nou is ons by Noag, en hallo, dit het geklink die mics nou uit. So in Noag se tydperk het die seuns van God. Nou as jy in die Ou Testament lees van die seuns van God, daai is interessant. Wat is dit wat so fluit? Is dit 'n voeltjie? Mok die klein blikkie met my. Ek dog soos ek is wat is dit? So dis okay. Is julle okay? Okay, as dit julle nie plan het, dan is ek happy. Ek wil net hê iemand moet so sit en fluit vir ons en as ek soos hoorie kom agter my Satan. Okay. So in Noag se tyd was die mense was korrup en boos soos wat jy dit nie kan verstaan nie. Hoekom? Want ons almal weet dat Satan en die gevalle engele wat uit die hemel uitgegooi is, dat hulle nie meer daar is by hom nie. So wat het gebeur het is hierdie seuns van God wat praat van engele en in hierdie konteks spesifiek die gevalle engele het op die aarde gewandel en gesien dat die dogters van die mense was vir hulle mooi geweest. En hulle het kinders gehad met hierdie dogters van mens. En dit is hoe reuse tot ontstaan gekom het. So dit was hierdie half mens, half hemelse wese, verskriklike groot en sterk, korrupte
wesens gewees. Nou is korrup, want dit is 'n gevalle engel. Dit is letterlik die wat gekies het om Satan te volg. So daai gevalle engel het twee goed verkeerd gedoen in die oë van die Here. Gerebelleer teen hom en met die dogters van mens omgang gehad. So die wêreld was korrup en God het berou in sy hart gehad vir dit wat vir die feit dat hy aarde geskep het. Maar toe sien hy vir Noag. En Noag, hulle se bloedlyn was nog rein gewees. En dit is dan waar ons die storie optel. So jy moet verstaan, korrupte, chaos, oorloë, manne, reëse wat rondloop, dit is nie 'n mooi prentjie wat daar vir ons geskets word nie. Toe die Here dit sien, die boosheid van die mens op aarde groot was en al die versinsels wat in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Vanaf vers 7. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg, mens sowel as die vee en die kruipende diere, die voëls van die hemel, want dit berou ek, dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Vers 13. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. So God kom, en hy gaan die reset knoppie druk op die aarde. Maar Noag vind genade in God se oë, en hy gee vir hom woord om 'n ark te bou, 'n baie groot boot, waarin hy die diere gaan sit. Maar hier is die belangrike ding wat ons in gedagte moet neem. Noag kry woord by God. Okay? Tot op daai oomblik het daar nog nooit gereën geval op die aarde nie. Die skrif sê vir ons, tot en met Noag was dit nog nie eers gesien nie. Gaan kyk in Hebreërs 11 vers 7, sê dat daar was nog nie iets soos reën nie. So hier is die man besig om 'n boot te bou, en sê, want hier kom groot reën. Daai mense moes gedink het, hy is kens. Hierdie ou is mal. Maar Noag kry die woord van God, en hy reageer op dit. Maak nie saak hoe dit verander lyk nie, al is dit onmoontlik. Nou wat, hulle het nie reën geken nie, maar God het gesê dit gaan reën. Okay? Volgende, hoe lank dink jy het hy gebou aan daai ark? 3 maande, 6 maande? Tussen 50 en 75 jaar lank. Bou hy aan 'n profetiese woord wat die Here vir hom gegee het, terwyl mense hom uitjou en sê, is jy simpel? Hier by jaar 30 moes al gedink het, so Here, dit is te draak nou lank, hè? Dit is nog eers halfpad. Hoe vinnig raak ons baie keer ongeduldig, en ek insluitlik, op 'n woord wat ons skryf van die Here, en dit gebeur nie dadelik soos ons dink nie. Maar ons ken almal Noag se storie. Die reën kom, God is getrou aan sy woord kom nie leeg terug nie, en God maak die ark toe, en God beskerm hulle in die ark, vir hom en sy gesin. Maar dit het vir hom gevat om 'n woord te kry, en te reageer op dit, en hemel kom in Noag se lewe in. Wat sou gebeur het as hy net die woord gekry het, en niks gedoen het daarmee nie? Baie vinnig leer swem, en dit sou nie eers genoeg gewees het nie. Hy sou saam met al die ander, wat nie 'n woord gehad het nie, op dieselfde plek opgeëindig het. Hoor jy daai, nou dat dit praat van op dieselfde plek eindig, iemand sê eendag vir my, man, just go with the flow. En toe sê ek vir hulle, nee, because then you end up where all the dead fish go. So asseblief, moenie saam met die vloei gaan nie. Kry 'n woord by die Here, staan vas op dit, al is dit onmoontlik, want God se woord maak die onmoontlike moontlik. Al lyk dit vir jou so verregaande dat jy nie verstaan of jy eers kom of gaan nie. Al kom my twyfel partykeer in jou hart op en sê, Here, het ek nou? En dan sê ek, maar Here, U het gesê, ek gaan staan op dit en ek gaan aanhou vertrou. Ons het 'n paar interessante geloofstappe as kerk ook geneem. Ek onthou in die eerste jaar, JC sou by Augustus, dan sou ons soos 'n finansiële review gehad het. Soos, waar is die kerk, kan die kerk homself dra, kan die kerk my salaris dra, soos kan ons afstaan van Beweegkerk af. Einde Junie maand, toe gaan ek vir my sê, van JC, ek wil die geloofstap neem, ek voel ons is op 'n plek wat ons dit kan doen. Elke maand, nog nooit 'n tekort gehad nie, want ons moes daai geloofstap geneem het om dit te doen. Riarko se aanstelling, geloofstap, maar nou soos, want ek het nie vir Erich betaal nie, Kaap het hom betaal.
En ek is soos, okay, right, ek voel ons moet dit doen. En ons doen dit. En eers sou ons halfte betaal het en ek sê vir JC, ek voel ons moet volgaan vir dit. Nou, ons sê halwe geloofstap, ek voel ons moet volgaan vir dit. En die Here ontmoet ons weer eens, nog elke maand genoeg gehad. Die Here ontmoet jou geloofstappe. Het ek 'n woord gehad vir dit? Ja, Januarie maand toe gaan sit ek by JC en ek sê vir hom ek het 'n droom gehad oor hom. En uit daai plek het ons hom aangestel. Nie dat ek 'n goeie idee het nie, ek het 'n droom gehad en ek reageer op die woord wat ek kry en uit daai plek het kom die Here en hy ontmoet die hemel kom. Ek het vanoggend gevra of dit 'n regte woord is. Kom ons gaan met dit investeer. Beweeg Kerk Wellington in ons lewe. Hemel wil in jou lewe inbeweeg. Hemel wil aktief wees in jou lewe. Die Gees van God wil aktief wees in jou lewe. Maar dit kos van ons om uit ons gemaksone uit te klim. En te sê, Here, wat 'n stap moet ek neem om daarin te beweeg? Hoe kan ek myself posisioneer vir hemel om in my lewe te beweeg? En ek gaan nou vir jou verduidelik verder. Onthou hierdie, klim uit die boot uit. En nou van julle weet waarvan ek praat. Klim uit die boot uit. Blaai vir my na Matteus 14 toe. Vanaf vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant terwyl hy die skare wegstuur. Onthou hierdie, hy dwing die disippels om in die boot te klim. En ek het gedink hy weet wat kom. Ek dink hy het 'n baie goeie idee gehad van wat volg hierna. En hy stuur hulle in hierdie storm in wat op pad is. En nadat hy so moenie die storm vrees nie. Ons begin die storm vrees wanneer ons oë afhaal van hom wat op die water loop. Amen. Moenie die storm vrees nie. Ons bid partykeer die storms weg want ons vrees die storm en ons vergeet van die een wat in die storms is wat die storms kalm maak. Storms is nie altyd 'n slegte ding nie. Storms is nie iets wat jy hoef te vrees nie. Storms is baie keer 'n geleentheid vir jou om uit die boot uit te klim sodat die onmoontlike moontlik kan raak en hemel jou lewe infiltreer. Maak dit vir julle sin? En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg in eensaamheid te bid. En toe dit aangeword het, was hy daar alleen. Baie belangrike punt. Wat doen Jesus net voor hy op water loop? Baie onmoontlike aksie. Dit moenie so wees nie. Glo my, as dit gekom het by die vele keer wat jy probeer het, sou ek dit al reg gekry het. Ek het al probeer hardloop ook. Ek hardloop nie vinnig genoeg nie. Wat doen hy voor dit? Hy is alleen saam met sy Vader. Mag daai vir ons 'n koninkryksbeginsel en les wees. Dis uit 'n plek uit van alleenheid saam met hom waar ons woord kry om te beweeg op water. Amen. En die skei was hulle in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskree van vrees, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. So ek het altyd hierdie stelling wat ek sê, is Petrus het nie op die water geloop nie. Waarop het hy geloop? Kom. Hy het op die woord van God uitgeklim. Hy het nie net uitgeklim nie, hy het gesê, Here, spreek dit, sê vir my dat ek moet kom. Here, gee vir my 'n woord. Here, gee vir my iets waaraan ek kan vas staan. Vir ons nou in konteks. Here, gee vir my 'n woord vir 2026. Ek vertrou U vir iets waaraan ek kan vashou, kan vertrou, waarvoor ek U kan najag, iets wat ek voor U kan bring, soos wat Moses dit gebring het voor God. Here, moenie die Israeliete verwoes nie, dit is U volk. Hy herinner hom aan die woord. Abraham herinner God aan sy eie woord. Nie omdat hy dit vergeet het nie, maar ons 'n les vir ons om te leer. Is wanneer ons 'n woord kry van God, dat ons dit kan vat en voor hom kan bring sê, Here, U het gesê. Here, U het gesê. Here, U het gesê. Nie omdat hy dit vergeet het nie. Maar weet jy, vir verhouding bou ons baie keer uit daai plek uit, net van die hele tyd ons die beloftes van God voor hom bring. En hy sal dit ontmoet.
Daai plek waar jy alleen kom voor hom, soos wat ons Jesus sien, jy bring dit voor hom en die onmoontlike raak moontlik vir jou. En jy stap uit op water, wel op die woord. Eintlik wat gebeur het. Hier Petrus stap uit op die woord. Baie belangrik. En ek sê altyd, want mense wil jou altyd ontmoedig en sê, ja, maar moenie Jesus het nie van die tempel af gespring nie. Nee, want jy sal die Here jou God nie toets nie. En dit is waar. Moenie die Here jou God toets nie. Moenie nou nie wie voor afspring en dink hy gaan jou vang nie. Dit is nie wat ek advocate voor vanoggend nie. Maar ek dink partykeer dink ons so aan daai skrif van ek moenie die Here my God moet toets nie en ek moenie van die tempel af spring nie. Dat ons partykeer vergeet hy's ook dieselfde God wat gesê het klim uit die boot uit. En ons ontmoedig onsself soveel keer om in die onmoontlike in te beweeg. En ons bly beweeg in ons boksie en ons verstaan. En ek moenie 'n fout maak nie. Ek het hierdie week gesit met hierdie. Ek het myself al soveel keer in hierdie plek gevind. Nee, maar Here, ek kan nie toets nie. Ek kan nie hierdie geloofstap vat nie, want wat as ek dit mis? Dan toets ek mos. Het jy gesien wat gebeur hoe Petrus dit net nie na mis? Dieselfde ou wat sy Here sê vir my kom dat ek op die skuit uitklim. En nou kan sê ja, maar Petrus, hy moes net nie op fokus op die golwe nie. Is die enigste disipel wat bereid was om uit te klim. Enigste een wat bereid was om uit te klim. Enigste een wat op water loop. En ons sien daarna, ek gaan nie eers lees, ons sien daarna, hy haal sy oë van Jesus af en hy kyk op die golwe en hy begin sink. Maar wat doen Jesus? Swem jy aan die swem? Tel hom uit en sit hom terug in die skuit. Ek glo dit is waar genade sy grootste krag in ons lewe het baie keer. Is nie genade vir wanneer ons sondig nie, maar genade wanneer ons so hom soek in alles wat ons het, sy woord so najaag, die onmoontlike en die belofte so najaag, dat selfs wanneer ons dit verkeerd kan vir 'n oomblik op die golwe kyk en begin sink, kom sy genade en sê, ek is lief vir jou, ek het jou. Kom ons probeer weer. Wie het al The Shack gekyk? As jy teologiese vrae kom vra my, ek het vir jou goeie antwoorde, okay? Daar is teologiese vrae rondom dit. Maar daar is vir my 'n goeie scene. Ek weet wat is scene in Afrikaans? Deel in die fliek. Waar in die fliek hardloop die ou mos saam met Jesus op die water. En dan kom hulle aan wal en hulle gesels oor iets en die man raak bekommerd oor iets en hy hardloop en hy sê so vrek ek moet teruggaan en daar hardloop hy weer in die water en maar hy is toe nie bo op die water, hy is half net so onder heupdiepte in die water en hy soos hoekom werk dit nie nou nie en hy kyk so vir Jesus wat op die wal staan en Jesus het net so glimlag op sy gesig en hy sê vir hom it is better when we do it together. En daai deel het nog altyd so by my vas, dit is Here, dit is beter om dit saam met U te doen. Ek dink aan Moses wat sê die Here sê ek sal 'n engel saam met julle stuur. Julle jaag te veel aan. Ek gaan nie saam met julle in die beloofde land ingaan nie. Ek gaan 'n engel saam met julle stuur. En Moses is soos nee. As U in die woestyn bly ons in die woestyn. Soos gry die belofte, ons bly in die woestyn, want U is hier. Daar waar hy is, daar wil ek wees. En dis waar hy is. Ek wil vir jou sê daai wat hy vir jou beloof, hy's reeds daar. Ons moet hom net volg tot daar. Amen. Maak dit vir julle sin? En my laaste voorbeeld is natuurlik Abraham. Is in Hebreërs 11 vers 16 tot 17. Kom ek lees hom vir ons. Kyk, Abraham is ons vader van 'n geloof en Vader Abraham het baie seuns en ons is een van hulle. Soos die liedjie sê, ek het ook eens in my volwasse lewe besef wat dit beteken. Ek is so lekker saam gesing. Hulle wat in Jesus is sy regte kinders. Deur geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer, aan wie gesê is, en Isak sal jou nageslag genoem word. Want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Nou by Abraham sien ons 'n redelike paar beginsels as dit kom by die woord van God. Eerstens, don't delay, is die Engels. Die woord kom na hom toe om Isak te offer. Wat sê die vers daarna? Hy het vroeg opgestaan en begin hout bymekaar maak. Want wat gebeur wanneer ons nie dadelik reageer op die woord van God nie? Ons begin dink daaroor en ons begin kry ons perspektief daaroor. Maar hier is nie 'n klein opdrag wat vir hom gegee is deur God nie. Hier is die belofte. Dus God het hierdie seun aan hom beloof en nou sê hy offer hom.
Dit is hy gee basies die belofte op en daar is ons tweede, hy gee die belofte op. Daar is ons tweede beginsel. So punt 1, as jy die woord kry, wees hastig om te reageer daarop. Soos werk daarmee. Moenie dat dit lê en koud word nie. Moenie dat die yster kort word. Slaan hom terwyl hy warm is. Tweede een is, soek die een wat die belofte gee, nog steeds meer as jy die belofte soek. Jy sal die belofte kry as jy aanhou die een soek wat die belofte gee. En ons leer dit by Abraham. Die belofte, en hy het lank gewag vir Isak. Dit was nie 'n bietjie tyd, God het nie gesê, hulle gaan 'n kind kry en toe boem, dis Isak daar nie. Inteendeel, meneer vader van geloof het in sy eie probeer, 'n kind kry, Hagar en Ismael. Maar hy het nie die belofte weerhou van God nie, want hy het besef dat hy wat die belofte gee is nog steeds belangriker as die belofte. En die derde ding wat Abraham weer eens vir ons wys, is God se karakter. Is hoe jy kan steun en jou hele perspektief. En dis hoekom ek begin het met die 3 goed wat God nie kan doen nie. Hoe jy dit kan bou op wie hy is. Hoekom het hy kans gesien om Isak te offer? Want hy weet God gaan nie vir hom jokkie. En God het mag om dooies op te wek. So hy het dit gedoen. Hy het nie net vir homself gesê, want hier is die ander ding, is om 'n opdrag te kry van die Here en te sê die Here ken my hart, ek sal dit doen, maar ek gaan dit nie doen nie, maar ek weet ek sal dit doen. Tel nou nie regtig nie. Dit tel nie by die Here nie. Hy moes fisies vir Isak vat. En ek dink baie keer hoe daai moes uitgespeel het. Hy stap saam met sy slawe, hulle kom by die berg en hy sê vir sy slawe, maar hoor sy geloof, hy sê vir sy slawe, ek en my seun gaan opgaan om te aanbid. Eerste plek wat die woord aanbidding in die Bybel voorskyn en het hulle gaan prys en worship daarbo. Nee, hy het gegaan om 'n offer te bring. Hy het gegaan om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Die eerste vorm van aanbidding is gehoorsaamheid. Tweede ding wat vir my so merkwaardig is en wat hy sê is, en ons gaan terugkom. Kyk mooi, hy sê nie ek gaan terugkom nie, hy sê en ek en Isak gaan terugkom. Ag, en wat 'n storie, ek meen as jy verder lees wat hulle daar opstap en Isak sê vir hom, pa, ek sien die blits, ek sien die vuurhoutjies, my vertaling, maar waar is die offer? En Abraham se woorde is, moenie bekommer nie, hy sal die offer voorsien. En hy gee vir ons 'n vooruitskouing van Jesus, die offer wat op pad is. Hoe amazing, wat 'n storie, wat 'n storie. Maar dit was nodig vir Abraham om dit te doen en hy kon dit doen want hy het vertrou op God. Ons gaan terugkom. Ons gaan terugkom. Maar dit vat van ons om partykeer bietjie ongemaklik te raak. En die hoof fokus van hierdie preek is ek wil jou regtig uitnooi. As jy nog nie 'n woord het vir 2026 nie, maak werk daarvan. Soos die jaar nou wel, mense sê dit raak rustiger, dit voel vir my vir baie min mense raak dit rustiger nie na die einde van, almal hardloop nog rond. Maar raak alleen saam met hom, soos wat ons gesien het, Jesus raak alleen. Kry 'n woord, en dit hoef nie, oor die geloofstappe is nie net finansiëel nie. Ek dink as ons sê geloofstappe, dan het dit, as jy die meeste mense luister, voel dit van partykeer geloofstappe het 'n finansiële ding geraak. Iets wat jy aanpak, wat jy finansiëel nie kan bekostig. Dit is meer as dit. Dit kan wees jy wat vir iemand gaan bid, wat genesing nodig het, en jy gaan terug, en jy gaan terug, en jy gaan terug, en jy gaan terug. Jy wat net vir mense begin bid in die publiek, of wat ook al die Here voor jou sit. Dit is 'n geloofstap, is om dit te vat wat hy vir jou gee. As jy 'n woord het, en jy het bevestiging nodig, laat ek saam met jou bid. En ons hoor wat die Here sê. As jy vir my sê, Hendrika, ek het niks, ek hoor niks, maar ek wil ook 'n woord hê, dit is hoekom die diens ook nie super lank is, nie? Dit is lekker kort boodskapie. Wil ek jou uitnooi om na die tyd na my toe te kom. Dat ek saam met jou kan bid, sodat ons vir jou woord kan kry, waarop jy kan staan, kan vashou en die Here voor kan vertrou. Wat jy in 2026 vir hom bring. En as daai woord oorslaan na 2027 toe, dan bring jy dit voor hom. Dan bring jy dit voor hom. Ek het al baie ons getuienis gedeel van my woord om voltydse bediening te gaan. 3,5 jaar. En elke keer dink ek volgende maand. Here, sekerlik volgende maand. Het ek vir 'n hele paar maande aangegaan. Volgende maand.
Maar die Here is getrou. Hy het gesê en dit het gebeur. Soos wat ek gedink het en so vinnig as ek gedink het? Nee, maar soveel beter. Soveel beter as wat ek gedink het dit gaan wees. Inteendeel, ek is dankbaar vir die voorbereidingstydwerk wat hy vir my gegee het. Die goed wat gebeur het in daai jare. So kom ons staan, dan bid ek vir ons. Dan sluit ons af met 'n laaste lied en dan wil ek jou uitnooi in hierdie lied. Dis hoor by die Here. Dat ek vertrou dat hy in hierdie lied al met van julle as dit nie almal is, al sal begin gesels. Iets sal deel van as alles wat volgende week, maar 2026. Iets waarop jy kan staan, 'n woord waarop jy kan staan wanneer die golwe slaan, kan jy bo op die water loop en jou oë op hom hou. En weet dat die storm affekteer nie jou staanplek nie. Al wanneer dit jou staanplek affekteer is, wanneer ons oë afval. Maar hou hom aansoek, hou hom aanjaag. Jesus, 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 hy is ons koning. En wanneer jy gebed nodig het, wanneer dit vir jou moeilik gaan, hy is daar. Ek meen, sien wat hy met Petrus gedoen het. Hy het nooit alleen gelos nie. Kom ons staan, dan bid ek vir ons. En jy kan sit ook, hoor, ek sê nou staan, maar as jy wil sit en net by die Here wees, dan wees meer as welkom om dit ook te doen. Maar ek vertrou regtig die Here om vir elkeen van julle woord te gee nou. Here, dankie dat U noem ons vriende, Here. U sê, U noem ons vriende, want 'n slaaf weet nie waarmee sy meester besig is nie. Maar U noem ons vriende. Here, U sê ook in U skrif dat U skape, U ken die skape en die skape ken U. Die skape herken U stem. Here, ek bid en ek kom bind en bestraf elke demoniese gedagte, elke denkpatroon, elke skans wat opgerig is by ons, Here. En ek kom breek dit in die naam van Jesus Christus en ek bid, Here, dat U stem die een sal wees wat nou voortbreek en bo soos 'n paal bo water sal uitstaan. Dat elkeen wat hier staan sal weet, God het kom tabernakel by jou. God kom maak sy woning in jou en het met my kom praat nou. Here, U wat gesê het vir die storm, peace, be still, word nou stil en dit het kalm geword. Here, elke troebel gedagtes, elke bekommernis kom beveel ek om nou te kalmeer en ek bestraf dit in Jesus naam. Ek verklaar almal se gedagtes nou rustig. Vrede vir julle, nie soos die wêreld dit gee nie, maar soos hy dit gee, perfekte, bonatuurlike vrede. Here, kom praat met ons. Ons begeer U, Here. Ons het 'n behoefte aan U. In Jesus naam. Ons koning, ons redder, ons Here, ons saligmaker, verlosser, ons bruidegom, ons die lief, Here. Here, word verheerlik en mag U vir altyd verheerlik word in ons liggaam. Ag, in ons liggaam en in ons lewe. U, Here, U alleen. Jesus, Jesus, Jesus. Ons prys U naam en U naam alleen. Halleluja. Halleluja, prys die Here. Halleluja. 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 Prys U naam. Koning van konings. Dankie Here dat ek weet U is getrou. En as jy dit een keer gedoen het, sal jy dit weer doen. Dankie vir die hoop wat ons in U het. In Jesus naam. Amen.